Goeiemôre, liewe kykers. Welkom by Rustenburg Gemeenskapskerk se boodskap vanoggend hierso van Rustenburg af. En vir almal wat al ver is en van ver af kyk, of jy in Rustenburg is en of jy in die res van die land is en of jy oor see is, baie welkom. Vanoggend gaan ons kyk na die boek van Rigters en spesifiek die laaste hoofstuk van daardie boek. En daar is 'n spesifieke verhaal wat homself afspeel. En die boek van Rigters, alles wat daarin plaasvind, vind plaas in die tussentydperk, tussen die inname van Kanaan en die konings van Israel. En dit is ongeveer 400 jaar van die inname van Kanaan en tot met die eerste koning Saul. En aan die einde van hierdie 400 jaar tydperk, wat die rigters oor Israel geregeer het, lees ons in hoofstuk 21, in die heel laaste vers van hierdie hoofstuk, lees ons die volgende woorde. En as jy jou Bybel by jou het, wil ek hê, jy moet graag gaan blaai na hierdie heel laaste vers toe. En na hierdie heel laaste hoofstuk, en die heel laaste vers, dit is vers 25, en in vers 25 van die boek van Rigters, hoofstuk 21, lees ons die volgende. In daardie tyd was daar nog nie 'n koning in Israel nie. En elkeen het gedoen wat reg was in sy eie oë. Die woorde wat ek wil hê ons hier moet op fokus, is elkeen, met ander woorde, almal in Israel op hierdie stadium, het gedoen wat reg was in hulle eie oë. Dit beteken, as iemand gedink het dit is reg om iets te vat wat nie aan hulle behoort nie, maar is reg in hulle eie oë, dan is hulle gelos om dit te doen. As iemand gedink het dit is reg om iemand aan te rand, omdat dit in hulle oë reg is, dan het hulle dit gedoen. Elkeen het gedoen wat reg was in hulle eie oë. Vanoggend wil ek hê ons moet gaan kyk na 2 vrae. En die eerste vraag is, hoe lyk 'n samelewing? Soos hierdie samelewing wat ons lees van in Rigters. Hoe lyk 'n samelewing wat elke persoon doen wat reg is in hulle eie oë? Met ander woorde, elke persoon is 'n wet vir hulle self. En dan wil ek na die tweede vraag gaan kyk, en dit is die meer belangrikste vraag, of die meer belangrike vraag, en dit is die vraag, hoekom het ons 'n samelewing hier in Rigters, wat elkeen doen wat reg is in sy eie oë? En die verhaal in hierdie hoofstuk 21 wat ons hiervan lees, is 'n verhaal wat eintlik al in hoofstuk 19 begin, en dan homself afspeel in hoofstuk 20, en in hoofstuk 21 het ons uiteindelik die klimaks, of soos ons sal sê, die uitval, die fallout, soos die Engelsman sal sê, van hoofstuk 19 en hoofstuk 20 se gebeure. Maar in kort, die stam Benjamin op hierdie stadium in Israel word skuldig bevind aan 'n verskriklike, wreedaardige en bose sonde. En in plaas van om die Here te gaan vra wat hulle moet doen, kom Israel bymekaar en hulle maak self 'n besluit om die stam Benjamin uit te moor. En na hulle hierdie verskriklike, gruwelike daad gepleeg het, hierdie ampere volksmoord op Benjamin, is daar 'n paar oorlewendes uit die stam Benjamin, 'n paar mans wat nog oorleef het. En om die stam Benjamin te laat oorleef, soek hierdie mans natuurlik vrouens. Sonder vrouens is daar geen manier vir Benjamin om te oorleef nie. Maar dit is die verhaal wat homself hierso afspeel. En ons lees dan hierso in hoofstuk 21, dat dit is natuurlik nie die eerste keer dat elkeen wat doen wat reg is in sy eie oë nie. Ons lees hierso in die heel eerste vers van hierdie hoofstuk die volgende. By Mispa het die Israeliete 'n eed afgelê. By Mispa het die Israeliete 'n eed afgelê. En ons het vir onsself
onthou aan die begin van hierdie boodskap gevra, hoe lyk 'n samelewing wat elkeen doen wat reg is in sy eie oë. Nou ons weet 'n eed is in daardie tyd baie ernstiger as ons nou iets sou sweer, as ons sê ek sweer en dan antwoord ons wat ons op sweer. In daardie tyd as jy 'n eed afgelê het, het jy dit in die teenwoordigheid van die Here gedoen. Het jy die Here geroep as ooggetuie tot dit wat jy beloof om te doen. En hier sien ons dat die Israeliete 'n eed aflê in die teenwoordigheid van die Here, waar hulle besluit dat hulle, wat Israel is, nie vir Benjamin vrouens sal gee nie. Hulle sê hierso, in die eerste vers, ons sal nie vir Benjamin vrouens gee nie. Nou liewe kyker, ek wil hê ons moet fokus hierso en sien dat die Here kom nie eers hier ter sprake nie. En wat die Here van hierdie situasie dink, kom nie eers hier ter sprake nie. Israel kom nie bymekaar om te hoor wat die Here dink nie. Hulle kom bymekaar om saam te besluit dat hulle 'n wet gaan maak wat toepaslik gaan wees op die hele Israel. En dit is natuurlik 'n wet wat geskool is op weerwraak. En dit is hierdie wet dat niemand in Israel vir Benjamin vrouens gaan gee nie. Israel het hier reeds besluit dat wat Benjamin gedoen het, is onvergeeflik. Israel het homself reeds as regter en dan, soos die Engelsman sal sê, executioner aangestel. Israel sê eintlik hierso vir die Here, hy kan so 'n bietjie een kant sit en 'n blaaskans vat en hulle sal hierdie situasie met Benjamin hanteer. Hulle sal die probleem oplos. Geensins, weer eens, word die Here gevra vir raad of wat hy daarvan dink of enige van daai stories nie. Israel is besig om hier nog 'n groter sonde as die eerste sonde waar hulle Benjamin uitgewis het, is hulle besig om nog vir hulle nog groter sonde op te hoop. Ons sê vir mekaar, Israel is regter en teregsteller. Die Here moet eenkant sit en dis nie die eerste keer wat dit gebeur nie, liewe kyker. In die laaste deel van vers 5 lees ons weer, daar is vroeër 'n eed afgelê. So hierdie eed wat ons in vers 1 van lees, dis nie die eerste eed wat afgelê word in die teenwoordigheid van die Here nie. In vers 5 sien ons daar staan dat daar is vroeër 'n eed afgelê dat elkeen wat nie na die Here toe kom in Mispa nie, doodgemaak sal word. So ons sien hierso voeg Israel sommer by die wet van die Here. Want hierdie straf word nêrens in die wet van die Here, in die wet van Moses gevind, dat enige iemand wat nie by die volksvergadering is nie, doodgemaak sal word nie. Maar Israel besluit, hulle is nou die regter, hulle is die wetmakers. So hier in vers 5 maak hulle 'n wet dat enige iemand wat nie deelneem aan die volksmoord op Benjamin nie, self doodgemaak gaan word. Nou kom ons maak 'n opsomming hierso, liewe kyker. Hoe sien ons, hoe lyk hierdie samelewing waar elkeen doen wat reg is in hulle eie oë? Ons sien nommer 1, 'n nasie wat self wette maak wat hulle pas. Al is hierdie wette nie gegrond op die Here se wet nie. Al is dit nie gegrond eers op enige logika nie. Al is dit gegrond op emosie en weerwraak. Hier sien ons 'n samelewing wat hierdie tipe wette sommer links en regs maak. En nommer 2, hierdie wette is ongelooflike wrede wette. Nou ja, ons het klaar 'n opsomming van hierdie verhaal gegee en dit gaan te veel tyd vat om 'n totale opsomming van vers 19, vers 20 gee. Maar die wet wat Israel dan nog verder gaan om te maak, na hierdie volksmoord op Benjamin, is dan hier in vers 5 dat hulle sê, enigiemand wat nie by hierdie volksvergadering is om die volksmoord op Benjamin uit te voer nie, hulle moet self doodgemaak gaan word. En weet jy wat, liewe kyker, daar is 'n groepie mense wat nie by hierdie volksvergadering is nie, en dit is die mense van Jabes in Gilead. En dan lees ons
dat die hele Israel bymekaar kom, nadat hulle hierdie gruwelike wette gemaak het, hierdie wette wat niks te doen het met die liefde van die Here, of die wet van die Here nie, gaan hulle, en hulle voer nog 'n volksmoord uit. Hulle hoop op hulle sonde, en hulle wis die inwoners van Jabes en Gilead geheel en al uit. Ons kan nie in hierdie hoofstuk agterkom hoekom die inwoners van Jabes nie by hierdie volksvergadering was nie. Miskien het hulle gedink, dit is nie die oplossing nie. Miskien het hulle gedink, dalk moet ons eerder die wet van die Here volg. Dit word nie eksplisiet hierso gesê nie. Maar ons kan impliseer dat die inwoners van Jabes en Gilead waarskynlik nie wou meedoen aan hierdie verskriklike sonde om Benjamin uit te wis nie. En daarom het hulle weggebly. En dan natuurlik, liewe kykers, sien ons dat die inwoners van Jabes betaal vir hierdie teenstand. Hulle betaal daarvoor dat hulle self verset het teen hierdie gruwel. Dat hulle self op die ou einde uitgemoor word. En dit bring ons net weer terug na daai heel laaste vers. Elkeen het gedoen wat reg is in sy eie oë. Israel het as volksvergadering besluit, dit is reg om Jabes en Gilead uit te moor. Dit is reg om Benjamin uit te moor. En hulle het dit tot uitvoering gebring. En dan sien ons wat gebeur in 'n samelewing wat elkeen doen wat reg is in sy eie oë, liewe kyker. Ons sien dat hierdie gruwelike wette gemaak word. Ons sien dat mense wat hulle self probeer verset teen hierdie wette, wat nie wil meedoen nie, self die prys daarvoor betaal. Maar liewe kyker, hier is 'n baie kort boodskap. Ons kom nou by die kruks van die saak. In vers 25 lees ons, elkeen het gedoen wat reg was in sy eie oë, en dan gee die skrywer vir ons die rede daarvoor, dat daar nie 'n koning in Israel was nie. Maar liewe kyker, daar was 'n wet. En dit is die wet van die Here. Die wet wat die Here vir Israel by die berg Sinaï gegee het, deur die hande van Moses, sy dienaar. Daar was 'n wet in Israel, en daar was 'n tabernakel, waar hulle kon gaan, om by die teenwoordigheid van die Here uit te kom, en hulp en raad by die Almagtige te kry. Maar hulle het geweier om dit te doen. Hulle het besluit, hulle gaan 'n wet vir hulle self wees. Liewe gelowige, ons is in 'n samelewing wat elkeen doen wat reg is in sy eie oë. Vir elke perversie is daar 'n verdediging. Niks is van die mat af nie. Niks is van die vloer af nie. Niks is taboe nie. Alles gaan, of soos die Engelsman sal sê, everything goes. Maar liewe kyker, ons wat gelowig is nie deel van hierdie samelewing nie. Ons is nie deel van 'n samelewing wat elkeen doen wat reg is in sy eie oë nie. Ons is burgers van 'n hemelse koninkryk. En as burgers van 'n hemelse koninkryk, het ons een wet. En dit, liewe kyker, is die woord van die Here. En dit gaan ons kos. Liewe medegelowige, ons het gesien hierso in hoofstuk 21 wat gebeur met die inwoners van Jabes en Gilead, wat geweier het om mee te doen aan hierdie gruweldaad, vir wat ook al rede. Ons het gesien dat hulle op die ou einde met hulle lewens betaal, dat daar 'n volksmoord op hulle gepleeg word. En liewe kyker, ons lees ook in die woord van die Here, dat ons Here Jesus Christus sê, soos hulle my vervolg, sal hulle julle vervolg. Die oomblik wat ons onsself verset teen hierdie samelewing, die oomblik wat ons teenstand bied teen hierdie wette, teen hierdie gruweldade, die oomblik wat ons weerstand bied teen 'n samelewing wat elkeen doen wat reg is in sy eie oë, liewe kyker, dan gaan daar van die wêreld se kant af teenstand wees. Dan gaan daar van die bose se kant af teenstand wees. En daai teenstand, liewe medegelowige, gaan van alle kante afkom.
Die wêreld, liewe kyker, haat die lig. En daarom is daar altyd teenstand teen die lig en teen die wet van die Here en teen Jesus Christus. Dit gaan ons kos, soos dit vir Jabes en Gilead gekos het, om te staan op die woord van die Here, om vas te hou aan dit wat die Here in sy woord sê. Maar liewe kyker, kom ons vra onsself 'n vraag. Het Christus ons losgekoop of nie? Beantwoord gou daai vraag vir jouself. Het Christus jou losgekoop met sy bloed of nie? Het Christus ons 'n priesterlike volk gemaak of nie? Is ons geheilig deur die Heilige Gees of nie? Die antwoord natuurlik, liewe kyker, as ons gelowiges is ja, hy het ons losgekoop. Ja, hy het ons 'n heilige priesterorde gemaak. Ja, hy het ons geheilig deur die Heilige Gees wat sy inwoning in ons lewens gemaak het. En daarom tree ons nie op soos die res van die samelewing nie, liewe kyker. Ons doen nie mee aan 'n samelewing wat elkeen reg doen wat reg is in sy eie oë nie. Al doen almal dit. Liewe kyker, as almal die padreëls oortree, dan beteken dit dat ons as gelowiges die enigstes gaan wees wat die padreëls gaan nakom. As almal alkohol misbruik, liewe kyker, beteken dit dat ons die enigste gaan wees wat nie alkohol misbruik nie. As almal die Here se naam spot, as almal die Here se naam vloek, is ons die enigste wat dit nie doen nie. Liewe kyker, as almal die huwelik wat die Here ingestel het, verontheilig deur allerlei nuwerwetse goed, deur allerlei gruwelike goed, dan is ons as gelowiges die enigstes wat die huwelik heilig hou. Want ons is hier op aarde gesit, liewe kyker, om sout en om lig te wees vir die wêreld. Ons is nie hier gesit om mee te doen aan die dinge van die wêreld nie. Ons is nie hier op aarde geplaas om 'n wet vir onsself te wees, om te doen wat reg is in ons eie oë nie. Ons is hier om die Here se woord uit te leef. En ons kan nie daai woord net ignoreer elke keer as ons dit pas nie, liewe kykers, soos wat Israel gedoen het. Bloot net die Here se wet net geïgnoreer het, want dit het hulle gepas op daardie stadium om teen Benjamin wraak uit te voer en teen Jabes en Gilead wraak uit te voer. Maar ons kan nie dit doen nie, liewe kyker. Want ons is burgers van die koninkryk van die hemel. Hoe wil ons sy koninkryk bou as ons sy woord elke keer ignoreer as ons dit pas? Ek wil afsluit, liewe medegelowige wat vanoggend na hierdie boodskap kyk, met 'n gedig wat baie lank gelede geskryf is deur 'n oom daar uit die Vrystaat in Ventersburg, 'n oom met die naam Flip de Ron. En dit gaan oor die woord van die Here. Die gedig se naam is Die Aambeeld. Ek staan een aand in die smidswinkel deur, wyl aambeeldklanke die stilte versteur. En oral op die grond lê rondgestrooi hamers, verslete en weggegooi. Hoeveel aambeelde is met die tyd se gaan, deur al hierdie hamers stikkend geslaan. Geen, sê die smid, wat yster laat beef. Die aambeeld het al hierdie hamers oorleef. Ja, so is die aambeeld van God se woord. Dit staan deur die eeue. Dit bly onverstoord. En wyl ons telkens hamerslag hoor, Gods aambeeld staan, die hamers verloor. Liewe kyker, vanoggend wil ek hê ons moet vashou aan die belofte dat alhoewel ons gespot word deur hierdie wêreld, alhoewel ons vervolg word deur hierdie wêreld, alhoewel ons gehaat word deur hierdie wêreld, God se aambeeld staan. God se woord bly vir altyd. En so ook die beloftes wat hy in sy woord aan ons maak. Tot volgende keer.